Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees. Die van u, ons pragtige besoekers vanmôre, baie welkom. Ja, is 'n ander kerk hierdie. Jy kan besoek en word ons maar vir jou gebid. Maar dis maar wie ons is, baie lief vir ons mense. Is lief vir die dorp. Ek is besig met 'n chaplaincy kursus. Ek is daarom nou al 'n appie chaplain, so dit help al. Wat ons die gemeenskap werklik beter wil dien. Ons wil, ek glo, ons as leraars in die dorp, se werk is nie agter hierdie kansel nie. Dis maar waar dit begin. Hierdie is net die begin van wat ons doen. Kan jy ons mooi duidelik hoor daar agter? Is dit reg by jou skat? OK, baie dankie. Goed. Ons het die reeks oor die Heilige Gees begin, 'n paar weke terug. Dit is op YouTube, as u dit wil volg, aanstuur. Daar's baie dinge wat ek oopmaak in hierdie kursus wat ek glo nie meer verkondig word nie. En vanoggend gaan niks anders wees as dit nie. Ons gaan 'n bietjie kyk, wat is weggepreek, wat is weggevat, wat is uitgehaal. En ek vertrou die Here na hierdie kursus gaan ons dalk 'n ander idee hê oor die Heilige Gees. Wie hy is, wat hy doen. Volgende week praat ons oor die persoon van die Heilige Gees. U sien dit raak al hoe meer persoonliker. So praat die Heilige Gees in die Ou Testament, die Heilige Gees in die Nuwe Testament saam met Jesus. En vanmôre praat ons oor die Heilige Gees en die mens. Hoe pas u as mens in by die Godheid? Hoe pas u as mens in by die drie-eenheid? So ons gaan 'n bietjie op dit stil staan vanmôre en dan gaan ons kyk wat die Here vir ons instoor het. Boodskap vanoggend vir die op die video's, die mens en die Heilige Gees. Soos in die Ou Testament het God die Vader die Heilige Gees gebruik in mense. Maar in die Ou Testament, soos ek al reeds genoem het met die eerste video, was dit vir die profete, die konings, priesters en krygsmanne ensovoorts. Baie ander ook, maar hulle was spesiaal gesalf, selfs ambagsmanne wat hy spesiaal gesalf het, kunstenaars ensovoorts. Soos Jesus in die Nuwe Testament met die Heilige Gees verenig is, met die doop, so word ons mens ook verenig met die Heilige Gees. Maar daar is al iets wat uitstaan van die Heilige Gees is. Hy gebruik mense. Nou gaan jy vir my sê, nie altyd nie? Ja, ek stem saam met jou, nie altyd nie. Maar hy verkies om die mens te gebruik, om deur te werk. Want jy is die belangrikste skepping in die koninkryk van God. Baie mense is verdwaal en die mekaar, die hele Kalifornië het gaan staan en afbrand oor vissies, want hulle wil nie 'n dam bou nie, want hulle gaan die vissies versteur. Nou het hulle nie water gehad om die vure te blus nie, omdat hulle nie water wou opgegaar het nie. Daar diere is belangrik, en ek hou van diere en ek is self lief vir diere, maar jy is, die mens is die belangrikste skepping van God. Punt, dot, klaar. Nie die hondjie, nie die kat, nie die voeltjie, nie die visie nie. Jy as mens. En ek gaan vir u sê, ek het baie met baie mense te doen en baie dit baie die mekaar. Hulle is liewer vir hulle diere as vir mense en jy het 'n probleem as dit so is, kom sien my. Maar ook aan die Here deur 'n donkie praat. Ja, Numeri 22, 21, 39, gelees gerus die gedeelte waar ou Biliam se donkie met hom gepraat het. Biliam se donkie het vir hom gesê, hoorie, daar's 'n engel in die pad, maar Biliam het hom net bly slaan. Want ek dink die donkie is hartsvallig. En dit was nie die geval nie. Maar die Here kan selfs klippe gebruik. Waar sê hy so? Lukas 19 vers 39 tot 40. En sommige van die fariseërs het uit die skare vir hom sê vir hom, meester, bestraf u disippels, want hulle getuig van die wonderwerke wat Jesus doen, nie bestraf hulle. En hy antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. En ek gaan vandag vir jou sê, as hulle daartoe in staat was om hy disippels stil te maak, sou die klippe uitgeroep het, want die Here sou dit sê, as hy dit nie kan doen nie. Die Here gebruik wie hy wil, wanneer hy wil en hoe hy wil.
Maar van die hele skepping wil ek weer vir u sê, die mens is waarvoor die Here wil werk. Hy het ons geskape, hy wil deur ons werk, ons is sy bruid. Toe Jesus in die doopwater uitkom, verenig met die Heilige Gees, en van daardie oomblik af word hy gelei deur die Heilige Gees as mens Jesus, maar ook as God, maar as mens Jesus. Hy het ook die Heilige Gees baie nodig gehad, en dis tog nou snaaks, baie mense verskil met my daaroor, maar hoekom het die wonderwerke toe dan eers begin gebeur? Vra maar net. In Joël 2 vers 28 het Joël reeds geprofeteer dat die mens gaan verseël word met die Heilige Gees. En dan praat ek van almal, maar daar is 'n onderskeiding, ons sal nou daar kom. Joël 2 vers 28, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en hulle sal seuns en dogters sal profeteer, en julle ou mense drome droom, julle jong mense gesigte sien. Dis al reeds in die Ou Testament geprofeteer deur Joël, dat daar gaan 'n event kom. Want hy praat van almal, al julle seuns en al julle dogters. Hy praat nie net van die gesalfdes van die Ou Testament nie, hy praat van almal. Jesus maak belofte aan sy disippels, en ook so dan aan my en u, want ons is ook ons dan nou disippels van hom. Lukas 24 vers 49, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hierdie belofte is vir wie? Ons moet baie mooi begin te kyk. Kom nou daarby, Handelinge 2 vers 1 tot 4. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle in gesit het. Ek wil vir julle sê, dit was 'n gebeurtenis daardie dag. Toe is hulle deur tonge gesien soos van vuur, wat op hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. Vers 4, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in allerlei tale, soos die Gees aan hulle gegee het. Nou hulle reken, daar was 120 mense daarbo. Ek gaan nie nou oor die tale praat nie, dit sal my laaste boodskap wees, en ons laaste lesing van die kursus wees. In allerlei tale. Kom ons los dit daar. Nou hier het alles verander vir die kinders van die Here. Daardie oomblik, toe die Heilige Gees oor daardie mense in die boventrek kom, het die hele mensdom se koppeling aan die Heilige Gees verander. Want in die Ou Testament kon net sekeres kry. In hierdie gedeelte kan ons almal dit nou kry. En ook dan die kragwerking van die Heilige Gees. Die wedergebore kind van die Here word nou na Handelinge 2 verenig met die Heilige Gees en verseël met die Heilige Gees tot wedergeboorte. Daar's 'n groot verskil. Nou wat beteken dit om verenig te word met die Heilige Gees? Hoe kry ek dit reg om dan nou te verenig met die Heilige Gees? Om dan perfekte in God se plan te wees en waar jy deel word as van die drie eenheid. Baie eenvoudig. Daar moet iets eers met jou gebeur. Jy moet jou bekeer. Jy moet wedergebore word. Dan kry jy eers die Heilige Gees. En ek persoonlik glo, ja, jy moet die bekeringsdoop deurgaan. Welkom om te verskil. Ek som dit so op. God die Vader skenk die wedergeboorte. Jesus bring die wedergeboorte deur die kruis en deur sy bloed. Die Heilige Gees verseël die wedergeboorte met Jesus Christus en die Vader. Kan 'n sondaar die Heilige Gees ontvang? Dis 'n oop vraag. Kan jy as in die wêreld is en in sonde leef die Heilige Gees ontvang? Eina. En ek
sal die Vader bid. Hy sal julle ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Nee, hy kan nie. Kan die Gees met die Here met hom praat? Ja. Kan die Gees van die Here oortuig van sonde? Ja. Dis tog die Heilige Gees wat ons oortuig van sonde voor hy tot bekering kom. Dis die Heilige Gees wat met jou praat. Maar kan hy die Heilige Gees ontvang as hy 'n sondaar is en nie sy hart en lewe aan die Here gegee het en 'n wedergeboorte deelagtig geword het nie? Nee, hy kan nie. Jy kan dit self gaan lees in Johannes 14 vanaf vers 16 tot 17. Die sondaar, die onbekeerde, kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Kan sodanige kinders van die Here die Heilige Gees ontvang? Ek praat hard vanoggend en ek gaan reguit met u praat, ek gaan nie eens doekies omdraai nie. Kan 'n sodanige kind van die Here die Heilige Gees ontvang? Hy het in Kasdag tot bekering gekom, hy leef nog net sy geleefdheid in sonde. Sy lewe het nog nooit verander net en nie moeite gedoen om te sê, ek los die sonde en ek volg nou Jesus nie. Hy gaan dit nie ontvang nie. Kom ons kyk gou daarna, daar's 'n pragtige gedeelte in Handelinge 8 vers 9 tot 24, jy kan dit self gaan lees. En ons kyk na die Simon, die towenaar. Hy is 'n perfekte voorbeeld in die Nuwe Testament van 'n sogenaamde sondaar. Paulus praat baie later daarvan, ons gaan gou kyk daarna. Hierdie verhaal vertel van 'n towenaar. En as jy daai gedeelte gaan lees, gaan jy sien hy het sodanig tot bekering gekom en hy het saam met die apostels begin rondbeweeg en ek wil vir julle sê, ek dink 'n paar van die mense verlei. Maar die volk het geglo in daardie man aan die wonderwerke en die tekens wat hy kan doen deur towery. Simon die towenaar kom by by Petrus en hy sê vir hom, Petrus, kan ek asseblief hierdie Heilige Gees by jou koop? Maar onthou, hy het by Petrus tot bekering gekom, maar nooit sy towenary en sy triks en goed gelos nie, hy het gebly vashou aan dit. Die het my enige getuienis van dit vertel. Ek wil vir jou sê, as jy tot bekering kom, los jy jou nonsens man. Jy kom tot bekering of jy kom nie tot bekering nie, is een van die twee. Handelinge 8 vers 20 tot 21. Kom ons kyk wat sê Petrus vir hom. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Petrus vervloek hom, hy sê, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Jy het geen deel of lot in hierdie saak nie. Daar het Petrus gesien, hierdie man het nog nooit tot bekering gekom nie. Daar het hy besef, maar nee, hierdie ou is nie by die Here nie. En ek glo, hy het ook so vergaan. Dit is hoe hy sy einde gekom het, glo ek uit my hart uit. Die volgende verhaal is Ananias en Safira. Ek dink baie van ons ken dit. Ons lees dit in Handelinge 5 vers 1 tot 11. In hierdie verhaal en in daardie tyd het hulle die kerkmense of dan die gemeentelede, wedergebore kinders van die Here, sou hulle grond verkoop, hulle property verkoop, alles kerk toe bring, om die kerk en by die kerk bly, en die kerk het hulle finansies vir hulle hanteer en gesorg vir almal te saam. So was niemand ryk nie, niemand arm nie. Goeie idee, slegte idee, ek weet nie, maar dit klink nie wat gewerk het nie, maar die kerk het deur baie fases gegaan in die geskiedenis. Ananias en Safira verkoop 'n stuk grond. Kom na Petrus toe, maar net eers Ananias, en hy sê vir Petrus, Petrus, dis waarvoor ek die grond verkoop het. Maar omdat Petrus die gees van onderskeiding het, sien hy lieg vir hom. Wees versigtig wat jy vertel vir iemand wat die Heilige Gees kan werk, hoor. Wees bietjie versigtig, want die Here praat met ons. Hy sal vir my sê jy lieg. Hy gaan vir my baie vinnig wys jy lieg. Maar selfs met Petrus, hy sê hierdie man lieg vir hom. Kom ons kyk wat sê hy vir hom. Handelinge 5 vers 3. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het jy die Satan in jou hart vervul om vir my hierdie vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Hy beskuldig van Ananias, jy lieg vir die Heilige Gees.
Gevaarlike grond, mense. Is gevaarlike grond. As dit nie verkoop was nie, het dit nie joue gebly nie. En toe dit verkoop is, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir die mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het oor almal gekom wat dit gehoor het. Hoekom noem ek dit vanmôre vir u? Daar's 'n verbintenis tussen die mens en die Heilige Gees. Ananias en Safira was ook so gedaande kerkgangers. So tipe. En Safira kom by Petrus en sê, Petrus, hier is die geld. Ons het soveel. Hy sê, jy lieg. Maar hy sê vir Safira anderste, hy sê, jy het vir God gelieg. Jy en jou man het vir God gelieg. En selfde met haar, toe sy daardie woorde hoor, toe slaan sy dood neer, en hulle dra haar uit en gaan begrawe haar. Sjoe. Waarmee dink ons is ons besig, wanneer ons werk met die Heilige Gees? Pas op vir 'n voorgee lewe. Wees eerder net wie jy werklik is. Simon die towenaar is vervloek. Petrus vervloek hom met sy geld en al. Ananias en Safira sterf. Ek moet dit vir u noem, want as ek dit nie noem nie, is ek 'n hipokrit. As ek dit nie vir u noem nie, is dit verkeerd. Want die mens en die Heilige Gees, die krag van God. Ons praat van die krag van God, is aan mekaar gekoppel. Baie mense maak 'n joke daarvan. Ek sit in 'n diens in Vogwel, in 'n saaltjie op 'n jeugdiens, wat hulle so bespotting maak van die Heilige Gees, dat ek my vrou by 'n venster uitklim, om uit die plek uit te kom. 'n Skande, man. Ek dink as ek na hierdie gedeelte van Ananias en Safira kyk, verbaas het my dat hulle almal nie dood neergeslaan is daar binne nie. 'n Absolute bespotting gemaak van die Heilige Gees. Dat ek en sy vlug uit die plek uit. Ons kon nie vorentoe en uit het ons deur 'n venster. Kan nie baie dinge vertel. Kom jare in hierdie bediening saam. Maar weet jy wat? Wil jy waarsku vandag, die Heilige Gees is nie speelplek nie. En as jy vir hom aanhou bedroef, sal jy ook nie die koninkryk van God sien nie, al was jy 'n kind van God. Dit was nodig vir die Here Jesus Christus om te kom sterf aan die kruis. Nie net vir die vergewing van sondes nie, maar ook, absoluut ook, dat ons as mens kan verseël word met die Heilige Gees. Die bloed van Jesus is daardie verbintenis. Die wedergeboorte is deel van daardie verbintenis. Kom ons kyk vanmôre, wat beteken dit om vervul te word met die Heilige Gees? Die ware Pinksterondervinding. Weet jy, elkeen ervaar dit anders. Ek het nog nooit iemand gehoor praat, wanneer hulle gedoop word in krag in die Heilige Gees, en hulle kry die gawe van tale. Nou sê jy praat baie oor tale, is tale alles? Nee, dis die supernatural key to the supernatural word of God. Verskil met my, jy is baie welkom. Miskien moet jy dit begin beoefen, dan gaan jy sien, dit is so. Die Heilige Gees en die kragwerking daarvan is nie vir almal dieselfde nie. Ek wil graag soos die pastoor in tale praat. Nee, jy gaan nie. Ek sê nou al vir jou, jy gaan nie. Kom in 'n kerk, was baie aware, almal in die kerk praat presies dieselfde Heilige Gees taal. En ek weet, wow, en 'n rukkie later lê almal op die grond en mense skape. Nee, daar is ook toe nog nie lang gebly nie. Die Heilige Gees is nie so nie, asseblief nie. Daai ding wat almal dieselfde taal praat in die kerk is nonsens. Kom ek vandag het vir julle vertel. Ons kan maar almal Afrikaans praat. Ja, ek's baie bly of ons kan Engels hier binne kan praat vandag. Ons kan dit doen.
That's fair, that's how it works. Wat as in die hemelse taal praat, is dit nie almal in dieselfde taal nie. Dit klink nie dieselfde nie, en daar's ook nooit 'n aksent aan dit nie. Nooit 'n aksent aan dit nie. En as jy so 'n Chinaman wil praat in tale, is nie gedoop in die Heilige Gees nie. Daar's 'n verskil tussen ons, gaan daarby kom nog vorentoe, tussen gibberish en in tale praat. The one comes without power, the one comes with power. Ons sal nog daaroor praat, ek glo dit sal die laaste diens wees. Jy ervaar altyd die Heilige Gees om jou. Ek het dit 'n paar keer al genoem deur die kursus. Daar's die invulling van die Heilige Gees en dan's daar die doping in krag in die Heilige Gees. Dis twee gebeurtenisse, maar dieselfde Gees. Die een gedeelte van die Heilige Gees is in jou. Soveel keer lees ons in die Ou Testament van die Heilige Gees oor die mense gekom het, oor die manne van God gekom het. Samson slaan hoeveel dood, Dawid se krygsmanne. Wanneer die krag van God oor mense kom, gebeur daar wonderwerke en groot dinge. Die invulling van die Heilige Gees is wanneer jy tot bekering kom en daai ervaring wat jy kry. As jy tot bekering gekom het, ek praat van jare terug al, maar jy het nie daardie ervaring van liefde, daai vrede ervaring, skoon wees voor die Here. En jy kan nie wag om die evangelie te gaan verkondig nie. Dat jy ook nie die invulling van die Heilige Gees gehad nie. En weet jy, dit bly by jou. Met tye koel ons af, met tye word ons warmer, maar dit bly by jou vir altyd. Die eerste bekeerlinge, glo ek uit my hart, dit was die disippels van Johannes 20 vers 20 tot 22. Nou daar's weer met mense wat my gaan verskil, maar ek gaan myself staaf hier aan die einde. En nadat hy dit gesê het, wys wie? Hy Jesus. Hulle het sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here Jesus sien. Ekskuus. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle. En hulle ontvang die Heilige Gees. Wat weet ons nou al? Dat die wêreldsling kan nie die Heilige Gees ontvang tensy hy nie tot bekering kom nie. Johannes 14 vers 7, gaan dit nie weer lees nie. Maar hierdie gedeelte was nie die uitstorting van die Heilige Gees nie. Die disippels het die invulling van die Heilige Gees ontvang daardie oomblik. En dis hoekom ek sê, ek glo daardie dag het hulle tot bekering gekom. Want anders sou hulle nie die Heilige Gees kon ontvang nie. Hulle kon eers tot bekering kom na Jesus se opstanding. Want toe is sy bloed eers gestort. Hy het die pad saam met hulle geloop. Ja, oor die 3 jaar, 3,5 jaar. Maar eers in daardie oomblik het hulle almal die Heilige Gees ontvang, en almal van hulle. Maar jy moet verstaan, daar het nog geen wonderwerk uit hulle gebeur op daai stadium nie. Hulle het die Heilige Gees se invulling ontvang, maar daar het nog niks gebeur nie. Hulle het nie daar uitgestorm en toe die dorp gaan genees nie. Toe sê die Here vir hulle, gaan wag. Gaan op Jerusalem toe en gaan wag. Gaan wag vir wat? Vir die kraguitstorting van die Heilige Gees. Kom ons kyk gou na Galasiërs 5:16. Ons moet gelei word deur die Heilige Gees. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede of begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ons moet deur die Gees wandel en bly wandel deur die Gees. Ons moet gelei word deur die Heilige Gees. Galasiërs 5:22. Wanneer jy tot bekering kom en dan die mens in die Gees verenig word, gebeur die volgende met jou. Ek kan jou verseker, jy kry 'n karakterverandering. As jy na my verlede kyk en ek vir jou vertel, ons het gister 'n bietjie daaroor uitgebrei, was ek nie die maklikste mens op aarde nie. Inteendeel, ek is vandag nog nie, ek van die sê, ek is nie maklik nie, maar jy kan daar met my oor die weg kom. Maar jare terug was dit baie, baie moeilik geweest. Ja. Lag baie mense wat my ken. Ons lees van die vrug van die Heilige Gees. Dit verander in jou. Jy kry liefde.
Jy kry blydskap, jy kry vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En al wanneer jy dit kan hê en kan werk, is wanneer jy gelei word deur die Heilige Gees. Al wanneer ek en u kan gelei word deur die Heilige Gees, is wanneer ons die Heilige Gees in ons het. Jy kan nie gelei word met die Heilige Gees as jy nie die Heilige Gees in jou het nie. Jy kan nie. Daar's nie 'n manier nie. Galasiërs 5. Jy kan dit gerus gaan lees. 16 en op 22. Ons moet gelei word deur die Gees. En wanneer ons verkeerd doen, sal die Heilige Gees ons lei. Wanneer ons faal in die liefde, sal die Heilige Gees ons lei om dit net weer reg te gaan maak. Dit is hoe dit werk. In die inwoning van die Heilige Gees opgesom. Die Heilige Gees skep in jou nuwe lewe. Die Heilige Gees bevestig ons wedergeboorte, maak ons deel van die liggaam van Christus. Die Heilige Gees laat ons deur sy gawes werk. Nou gaan jy vir my sê, wow, hoe nou? Kom die gawes nie deur die krag nie? Ek gaan 'n voorbeeld gebruik. En ek het dit al gebruik, maar dit is my baie mooi voorbeeld, voor ons verder gaan met die gawes. 'n Persoon het die gawe om te onderskei tussen geeste. OK? Dan vra ek jy vraag, toe jy daai gees onderskei het jy hom uitgedryf? Of het jy hom net onderskei? Eina. Moeilik een om te verstaan? Nee, is maklik. Maar wanneer die krag van die Heilige Gees oor jou kom, dan dryf jy daai demoon uit. Maar nie probeer aanvat. Ek het laas week gepraat daaroor. As die krag van die Here nie op jou is nie, jy gaan dalk tweede kom. Goed, ons gaan aan. So ja, die gawes van die Gees kan deur jou werk as jy die invulling het, maar glo vir my, wanneer die krag van die Here kom, gaan jy die reaksie sien daarvan. Baie belangrik is. Een ding om te onderskei, dis 'n ander ding om deur die krag van die Heilige Gees te werk. Kom ons vat nog 'n voorbeeld, ek hou van dit. Die Heilige Gees lei jou om vir iemand te gaan bid. Jy het nog nie die kragwerking van die Heilige Gees ervaar nie. Jy het nog nie dooping van die Heilige Gees ervaar nie of oor jou lewe nie. Kom ek sê Jacques is siek. Maar ek het nog nie daai kragwerking van die Heilige Gees. Kan ek vir hom gaan bid? Ja, jy kan. Kan hy gesond word? Ja, hy gaan. Maar daar is verskil vir my om vir Jacques te gaan bid en Benny Hinn wat die hele skare mense gesond maak. Want die kragwerking van die Heilige Gees het oor hom gekom. Reinhard Bonke, wat die boodskap preek en die hele skare mense word gesond. Want die kragwerking van die Heilige Gees is anderste as net die invulling. So ja, jy kan nie gawes kan die Heilige Gees jou lei om jou wysheid te gee. Nee. Hy gaan jou wysheid gee. Maar dit is in 'n ander dimensie wanneer die krag van die Here oor jou kom. Ellen, ons kan so aangaan. Catherine Kuhlman, ons kan so aangaan. Sy preek en dan word die hele skare mense gesond. Smuts Wigglehoof, ons kan net aangaan met hulle. So ja. Jy as persoon met die invulling van die Heilige Gees, die Heilige Gees nog steeds gebruik wanneer hy so wil. Nou die wedergebore kind van God en die kragwerking van die Heilige Gees. Hier is seker nou een van die mees sensitiewe dinge om oor te praat in die kerke wêreld. Ons weet ons het nou die invulling, ons weet die wêreld kan nie die Gees ontvang nie, behalwe wedergebore kinders van God nie. Maar daar is 'n tweede gedeelte wat net stil gemaak word en stil gepreek word in kerke, en dis die kragwerking van die Heilige Gees. Dis daar die krag van die Heilige Gees. Nee, moenie al praat nie. Ek gaan. Paulus sê vir ons en leer ons in Filippense 4:13. Ek is tot alles in staat. Deur wie? Deur Christus wat doen? My die krag gee. Waar kom ons krag vandaan? Tot Jesus het staat gemaak op die Heilige Gees. Wie is ek en jy om daai krag stil te praat en weg te praat en weg te redeneer? Ons kan nie. Wanneer die kragwerking van die Heilige Gees begin te werk, moet ons verstaan, dit is 'n bo-natuurlike krag.
Dit kan nie uit die natuurwêreld uit gebeur nie. Dit is net nie daar nie. Ons kan van kragte en werke praat, van die eerste hemel, tweede hemel, derde hemel, ons kan praat van die aardskragte. Nee, dit vergelyk nie met Jesus Christus nie. Selfs die sondaars kan kragwerke doen, maar hulle doen dit uit die bose uit. Hulle doen dit uit die duiwel uit. Gaan gelees gerus die gedeelte van Moses se staf. Toe hy sy staf neergooi, word dit 'n slang. Toe lag al daardie towenaars vir hom en hulle vat die staf en hulle alle stawwe word ook mos nou slange. En wat gebeur? Moses se slang vreet almal op. So met ander woorde, die Heilige Gees is the higher power coming from God and through Jesus Christ, His Son. Kinders van die Here, dis 'n kosbare krag wat jy nie moet verwaarloos as jy dit het. Werk daarin. Wanneer jy die gawes of die werke van die Heilige Gees begin te gebruik, in daardie krag verander dit. Wat is daai 9 gawes of dan die werke van die Heilige Gees? Wysheid, kennis, geloof, genadegawe van gesondmaking, kragte, profesie, onderskeiding van geeste, allerhande tale en die uitleg van tale. My hart brand altyd om daaroor te praat, maar ek moet myself terughou. Maar soos die Gees wil. Hoekom is ons daai? Soos die Heilige Gees wil, nie jy wil nie. Die Heilige Gees toets die mense se harte voor my. Hy wys my voordat ek bedien wat om volgende te doen. Ek kom nie met 'n plan kerk toe nie, ek kom kry hom hierso. Want ek wil gelei word deur die Heilige Gees. As dit ek vanoggend gedoen en gesê het vir een persoon was, dankie Here. Ek kan hier soveel verhale vertel, waar die kragwerking van die Heilige Gees deur ons gewerk het. Wonderwerke gedoen het. Ek praat van groot wonderwerke gedoen het. Kom ek vertel u van een. Hierdie selfde perseel agter by hierdie braaiers. U weet dat hierdie hele groot perseel was ons kerk jare terug. En ons het 'n visbraai gehad. Vis en broodjie braai. En terwyl al die visse op die kole lê, begin dit reën. Nou, nat gereende vis, okay, refresh. Rou, nat gereende vis is terrible. Dit kategorie nie is onder sushi nie. Dit is susu. Ons gaan dit nie eet nie. Kan dit nie voorsit vir mense nie. Hierdie wolke trek oor hierdie kalender en pik swart toe en dit begin te reën en Elmarie, ons het hier voor nog bedien en die Elmarie hardloop en sy sê liefie moet kom help, ons het moeilikheid. Want waar gaan ons met al die braaiers hier? Hier was baie mense daai dag, hoor. En ek stap uit en die broers wat die visbraai staan so en kyk vir my en ek steek my hande in die lug op en ek skuif die wolke oop, die kant toe, daai kant toe, die helder sonlig kom deur. En ons braai klaar. Maak klaar. En toe ons klaar gebraai het, toe sê ek Here dankie en ek skuif die weer toe. Mense het nat gereën huis toe. Hulle kon dit nie tot by hulle karre maak soos dit gereën het nie. Maar die Here het my toegelaat deur die krag van die Heilige Gees om daardie krag wonderwerk te doen. Alraai. Jy kan nie glo of sal ooit verstaan tot wat is jy in staat nie. Paulus sê jy's tot alles in staat. Ai, hoe kan jy die weer O ja, kan. Kan hier nog baie dingetjies vertel. Maar ek is nie getuienisdiens nie. So ek preek nou. Maar soveel mense verloor die krag van die Heilige Gees. Soveel mense, en hier is my 'n verskriklike hartseer gedeelte, en hier sê raas ek net vanmôre met julle, nee, ek bring vir u wat die Here vir my gesê het ek moet bring, want hy soek 'n skoon bruid,
En hierdie gedeelte van Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, is eintlik my 'n verskriklike gedeelte, want toe ek dit deurgelees het, toe kom ek agter, toe by vers 4 kom, en sê ek, Here, rarig, wie is hierdie mense? En Paulus sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het. Hy praat hier van mense binne in die kerke wêreld. Ek gaan net so, kom ons lees dit vers 3, jy kan dit self gaan deurlees. Sonder natuurlike liefde en onversoenlikheid. Weet jy wat, van wie praat hy van sonder natuurlike liefde? Nou gaan ek in die moeilikheid kom, maak self 'n sommetjie. Kwaadpraters, bandeloos, wreed sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Dan sê Paulus vir Timoteus, keer jou ook van hierdie mense af. Ek wil vir jou sê, as jy in 'n gemeente sit, en jy mense om jou kategoreer in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, keer jou van hulle af, distansieer van jou van hulle. Snaaks genoeg, Paulus het nie vir hom gesê, bid vir hulle nie. Hy sê, keer jou van hulle af. Wie sien daar word verskillende Bybels vertaal en gegee. Mense interpreteer die Bybel as 'n regtig 'n boek wat nie ruggraat het nie. Die Bybel staan vir reg en verkeerd. En as jy dink as kind van die Here, daar's nie vir jou verantwoordelikheid om 'n kind van God te wees nie, dan maak jy 'n groot verskil. 'n Ware wedergebore kind van God het die invulling van die Heilige Gees in hom of haar, maar ook die kragwerking van die Heilige Gees oor jou kom. Jy moet dit net begin te toelaat. Is dit 'n spesiale geleentheid om die kragwerking van die Heilige Gees te begin klaarmaak? Nee, dit is nie. Baie mense dink jy moet nou vir 'n week vas en bid, jy moet nou vir dit, jy moet eers 'n week Pinksterbetiere hou, Corrie moet nou eers 'n hele reeks preek oor die Heilige Gees voor as die kragwerking van die nee. Jy ontvang daai kragwerking in jou huis, in jou slaapkamer, daar waar jy bid. Kan die Here jou doop met die kragwerking van die Heilige Gees. En hy kan jou salf vir 'n bediening. Ja, jy kan dit in die kerk ontvang, jy kan dit in die kerk ontvang terwyl jy gesin staan en sing het. En wanneer jy begin te werk in die gawes van die Heilige Gees, gaan jy agterkom, wow, hier's iets by my, hier's krag oor my, en dan begin jy daarmee vloei. En Paulus sê, beoefen julle daarin. So ons moet nog oefen ook in die kragwerk van die Heilige Gees. Dis nodig. Vra vergifnis as ek bo julle geestelike groei preek vanoggend, maar hierdie woord moet uitgaan een of ander tyd. Die Satan se pad van beplanning was om mense op 'n dwaal te sit. Wat het tog dan nou verander van die Handelinge 2 tot nou toe? Wat het so verander van Handelinge 2 tot nou toe in die kerkewêreld? Hoekom is die Heilige Gees stil gemaak in die kerke? Ek som kerke baie maklik op. Net in 3. Hier praat ek ten minste van mense wat daar nog hemel toe kan gaan hoor. Asseblief. Kritiseer nou nie. Daar's 3 kerke kategorieë. Val die kerke aan? Nee, dis nie die plan nie. Ek kategoreer dit so. Jy kry jou bekeerkerke. Niks verkeerd met dit nie. Doop die baba klein, word nou groot, gaan die katekisasie in die proses, hoop jy kom tot bekering, en dan word jy voorgestel in die gemeente, jy betaal nou jou lidmaatskap, en sjap, jy gaan hemel toe. Dis jou bekeerkerke. En iewerste word die ouetjie daarom, 'n persoon daarom na die Here toe gelei, ek hoop so. Jou tweede ene is, jy bekeer, en dan laat jy jouself doop. Maar daar stop dit, asseblief, stop net daar. Moenie die Heilige Gees in die kerk, en dis 'n raserige storie, nee, jy jaag besoekers weg. Moenie, nee, bekeer, doop, jy is op pad hemel toe. Alright? Maar hy het in elk geval die Heilige Gees invulling gehad met, jy weerhou jou mense van die kragdoping in die Heilige Gees. Dan is dit die derde kerk, die kerk van Handelinge.
Jy bekeer jou, Petrus, wat het hy gesê daar uitgestorm, bekeer jou, dan kry ons die invulling van die Heilige Gees, laat jou doop, deur onderdompeling, en dan word jy vervul, met wat? Met krag. En weet jy, dis al wat die Satan nodig gehad het om te doen, was om stilte kerk te maak. Jy ry verby die kerk, is daar bordjie, stilte kerk asseblief. Moenie jy motorbike ref nie. Miskien is daar enig geraas wat in die kerk kom vanoggend. Maar stilte kerk. Moenie. En dis al wat hy hoef te doen. Was in 'n gemeente wat vir my gesê is, as jy nie in tale praat, die besoekers gaan nou nie daarvan hou nie. My besoekers, lief vir julle, hier praat ons in tale. Hier gee ons die Heilige Gees die volle kans om te werk, soos hy wil, nie Corrie wil nie. Corrie sal net vloei met die Heilige Gees, soos hy vir my daardie oomblik sê. My sussie daar agter sal vloei met die Heilige Gees. So ook my vrou ook. Ja. Noem jou naam vanoggend, eintlik mag ek nie. Op die wet. Maar so word die Gees van die Here stil gemaak in kerke. God die Vader wil aanbid word. Hoe? Johannes 4:23-24. God die Vader wil hê, ons moet hom bid in wat? In waarheid en in die Gees. Nou, hoe aanbid jy die Here in die Gees? Right? Ons sal daarby kom, wanneer ons praat oor die gawes van die Heilige Gees, dit behoort tot 2 Sondae te wees. Wanneer ons intercessors bidure doen, en gaan hou, hier is ongelukkig niemand van julle hier, wat in die verlede daar was nie, jy sal verstaan hoekom is daar kragwerking in die Heilige Gees en hoekom en hoe werk tale as ons dit daarin begin koppel. As jy nog nie die Heilige Gees beleef het in sy volheid nie, jy mis baie. Die mense in die Ou Testament kon dit nie gehad het nie, net seker is. Jesus is verenig met die Heilige Gees deur die doop en met krag. Ons word deur Jesus se bloed verenig met die Heilige Gees en ook so met krag. En ek sluit af. Die Heilige Gees is vir die mens, vir u en vir my, vir die wedergebore kind van God, en selfs vir die sondaar is dit die een wat hom oortuig van sonde, wanneer jy die evangelie aan hom verkondig. Die Heilige Gees is die nuwe wyn in jou. Hy is die strome van lewende water uit jou binneste. Hy is die olie in jou lamp. Hy is die vuurkrag van die put wat brand in die lamp. Hy is die lig vir 'n donker, donker wêreld in jou. En hy is die bo-natuurlike krag oor jou. En ek wil u uitnodig, laat toe dat die Heilige Gees se bo-natuurlike krag oor jou kom. Moet nooit dat hulle jou stil maak en vir jou sê bietjie sagter nie. Wie wat doen ek dan? Dan gaan ek harder. Hoekom? Want die vurige gebed van die regverdigheid groot krag. Nie die sagte geprewel van die onregverdige nie. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En die krag wat hy daarvan praat, is die salwende krag van die Here wat oor jou kom. Dit is nie die stilte kerk besigheid nie. Daar's baie om van te gaan kies. Baie. Maar ek dink van, en ek weet van predikers,
wat voor die Here gaan staan en baie, baie mooi moet verduidelik oor wat hulle gedoen het en wat hulle gesê het. Ek verkondig hom, soos dit hierdie woord hom vir my gee. Dra nie doekies om nie, en is nie baie populêr daaroor nie, ek weet. Dis nie vir almal nie. Maar ek sê vir u, ek bring dit en ek gee dit, soos dit in hierdie boek geskryf staan. Amen. Here, ek dank u vanmôre vir 'n wonderlike voorreg wat ons het. Om in die Heilige Gees kragtig mag beweeg. Here, dank ons u vanmôre dat deur die bloed van Jesus ons ook verseël is met die Heilige Gees krag, sodat ons kan werk in die werk, sodat ons kan doen wat ons doen, sodat die salwende krag van die Heilige Gees ons bedienings kan uitvoer. Ons sukkel baie keer in die bediening, Here, want ons laat nie toe dat die Heilige Gees krag ons lei nie. Ons laat nie toe dat die salwende krag van die Here oor ons werk en die wonderwerke doen nie. Wonderwerke stop, Here, wanneer ons het eenvoudig besluit, ons gaan nie toelaat dat die krag van die Here die werk doen nie. En ons wil heeltyd sê soos ons wil. Vanmôre sê ek, Here Jesus en Heilige Gees, soos u wil, net soos u wil en nie ons nie. Hierdie gemeente is in u hande. Spreek 'n harde boodskap vanmôre, Here, want die mens in die Heilige Gees is verseël deur u bloed, en ons moet verstaan die verantwoordelikheid wat ons as mens het teenoor die Heilige Gees. Dankie, Here Jesus, vir die Heilige Gees. Laat ons die vrug dra, met die invulling van die Heilige Gees, maar dat ons ook die kragwerking het van die gawes van die Gees. In Jesus naam. Amen en amen. Dankie, voorsangers.